ons lees gou daar die boek van 1 Johannes, hoofstuk 3, vers 17. 1 Johannes, hoofstuk 3, vers 17. Kan jy jouself voordink as die Here Jesus in die boot gelê het in die storm en hy was verboureerd? Kan jy jouself indink wat sou gebeur het? Die disippels vra by hom hulp en as hy moes verboureerd gewees het, dink net wat sou gebeur het. En daarom wil ek vanmôre gesels oor hierdie ding. Want jou verboureerdheid voor God het geen waarde nie. Ek wil dit weer sê, jou verboureerdheid voor God het nie waarde nie. As jy verboureerd het, dan verboureerd is, dan sê jy vir God, jy glo nie in wat hy vir jou gedoen het. Is rof, né? Maar is die waarheid. Ok, 1 Johannes hoofstuk 3 vers 19. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 19. Hy sê, en hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. Annette, dis nie sy werk nie. Dis nie God se werk om jou hart op daai plek te kry nie. Kan ek dit vir jou weer lees? Hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Dit is iets waaraan jy moet werk om te glo wat God vir jou gedoen het. Ek en jy moet ons hart in gerusheid kry en volkome vertrou wat hy gedoen het en volkome glo wat hy gedoen het. As dit nie so was nie, sou die Here Jesus in die boot verboureerd gewees het. Maar hy het geweet van waar hy kom en hy het geweet wie in hom lewe en hy het geweet waaroor die Vader hom aangestel het. En is dit nie fantasties om te weet dat Vader, ek dank u dat u altyd hoor as ek met u praat. Dink net 'n bietjie daaraan. Vader, ek dank u dat u altyd hoor as ek met u praat. En ek en jy het die werk. Ek en jy moet die waarheid vat en ons hart voor God gerus kry. Hy sê, en as jy die waarheid weet en die waarheid glo in jou hart jou veroordeel, luister, God is groter as jou hart. En die waarheid is groter as jou hart. En daarom moet ek en jy in geloof aan die waarheid vashou en ek my hart gerus stel voor God vir hierdie eenvoudige rede dat ek vrymoedigheid kan hê om by die troon van genade te kan staan. As my hart my veroordeel en ek weet wat die waarheid is, as my hart my veroordeel en ek weet wat die waarheid is, dan is dit nie God nie. As my hart my veroordeel en ek weet wat die waarheid is, dan moet ek kan onderskei dat dit is nie God wat my veroordeel nie, maar my onkunde of my oninsig aangaande die waarheid van God. Wie slag, wie steel en wie verwoes, moet 'n mens altyd in gedagte hou. Met hierdie siening ook, dat die mag van hom wat slag, steel en verwoes is gebreek. En ek en jy het die vrymoedigheid of die voorreg om my hart in gerusheid te kry voor God. Want hy wat die prys betaal het, is nie ek nie,
Hy wat die waarheid verkondig het, is nie ek nie. Hy het die prys vir waarheid betaal, sodat ek en jy in die waarheid kan wandel. En as jy die waarheid ken, sal die waarheid jou gerus maak in die teenwoordigheid van God, want die waarheid maak jou vry. Maar as die waarheid in ons lewens nie gevestig is nie, gaan ons altyd 'n oop deur vir iemand los om 'n saadjie te saai van onsekerheid. En as jy in onsekerheid die aas gevat het, dan het jy 'n geleentheid geskep vir onsekerheid om in jou lewe te groei. Daarom moet ek en jy die waarheid ken, sodat die waarheid ons sal vrymaak. En die evangelie van God is gebaseer net op die waarheid. Hy is gebaseer net op die waarheid. Maar dit is my en jou werk om 'n geruste hart voor God te hê. Dit is my en jou werk om te weet wat die waarheid is en dan met vrymoedigheid na God toe kan gaan, gebaseer op die waarheid. Alright? Gebaseer op die waarheid. Die Heilige Gees is vir ons gestuur. Die Heilige Gees is aan ons gegee. Die Heilige Gees het in ons kom woning maak vir een doel, om ons te leer en te lei in die waarheid. Dis sy doel, om ons te leer en te lei in die volle waarheid, in die waarheid. Om ons te leer, en dit is die doel van die Heilige Gees. As jy daaraan dink, kom ons gaan 'n bietjie terug na Genesis toe. Ek dink die prentjie wat die hele wêreld op die kerkwêreld mis, is dat toe Adam en Eva die keuse gemaak het om die boom van kennis van goed en kwaad te eet, het hulle die keuse gemaak om die gees van lewe eenkant toe te skuif. Hulle het die keuse gemaak, en daarom het God ook gesê, van nou af sal die mens nie meer vir ewig lewe nie. Sy dae gaan beperk wees. En hulle het die keuse gemaak om die waarheid van die lewe van God in hulle eenkant toe te skuif en die waarheid te glo van die vyand. En Christus het dit kom herstel. Christus het dit kom herstel. Want toe hulle die gees van die waarheid eenkant skuif en God sê, my gees sal nie meer vir ewig by die mens kom woon nie. Toe gebeur daar eintlik in die bovertrek, na die opstanding van die Here, iets fantasties wat die kerk nie raak sien nie. Hy het die gees van lewe in sy kinders kom blaas. Onthou jy toe hy in die bovertrek staan? Toe blaas hy op hulle en hy sê, ontvang die gees. En ek en jy, op die waarheid gebaseer, as die waarheid in my lewe is, het ek die gees van die lewe van God. En ek moet die keuse maak, watter pad ek gaan vat. So die gees van God wat onttrek was in Genesis, as gevolg van 'n besluit wat geneem het, het ek en jy die voorreg, as gevolg van 'n besluit, om dit weer terug te kry. Want hy het die prys daarvoor betaal. Hy het die prys vir die lewe van God betaal. Hulle het dit eenkant toe geskuif, en as gevolg van hulle besluit, moes die Here Jesus kom om dit te herstel. En toe hy terugkom, toe sê hy, ontvang die gees. En hy blaas op hulle, en hy sê, ontvang die gees van die lewe. En hy stel eintlik in 'n hoër posisie in as wat Adam was. Hy sê, as julle dit glo, as mense 'n sonde in sy lewe het jy die voorreg om daai sonde te korrigeer. En ons gaan eendag oor die sonde van die dood praat. Daar's 'n sonde wat nie tot die dood is nie, en daar's 'n sonde wat tot die dood is. Maar kan ek vir jou vinnig sê, as jy nie glo dat die God van lewe in jou is nie, wat glo jy? Glo jy lewe of glo jy dood? En as jy vir iemand die evangelie van lewe bring, en hy aanvaar nie die evangelie van lewe nie, wat bly oor? Dood. Daar's net een sonde
na die opstanding van die Here Jesus. Dis daar net een sonde. Hulle wat nie glo dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. En as jy dit nie glo nie, is dood jou voorland. Maar nie net fisies dood nie, ook geestelike dood. Want die God van die gees van die lewe het sy woning in jou kom maak. En as jy dit nie bring nie, is die dood jou voorland. En gaan jy altyd 'n geleentheid soek en te vra, waar's God? Maar as die gees van die lewe van God in jou 'n werklikheid is, kan jy soos die Here Jesus sê, Vader, ek dank U, dat U altyd hoor as ek praat. En ek moet my hart gerus stel voor God, om te weet, dat as ek gepraat het, het God gehoor. En as God gehoor het, is God teenwoordig in die waarheid. Amen. So daar is 'n sonde tot die dood. Maar daar is ook 'n aanvaarding van die lewe van God. Amen. Kom ons blaai 'n bietjie daar na die boek van 1 Korintiërs toe. Halleluja. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17. Ek het verlede Sondag 'n stelling gemaak en ek het gesê, as jy afhanklik is, dat jy 'n wet nodig het om jou te lei. As jy afhanklik is, en jy het 'n wet nodig om jou te lei, dan het jy 'n probleem met jou verhouding met God. Dan het jy 'n probleem om te luister na die gees van die Here. As jy 'n wet moet nodig hê om jou te leer en te lei in hierdie lewe, het jy nie 'n verhouding met die Heilige Gees nie. Want soos ek gesê het, die Heilige Gees is spesifiek gestuur om ons te leer en te lei in die volle waarheid. En as jy 'n wet nodig het, kanselleer jy die leiding van die Heilige Gees. Dis waarop, nee, maar dit is net die waarheid. En jy kan dit in jou lewe ervaar. As jy beginne luister na wette wat mense gemaak het, dan raak die stem van die Heilige Gees al hoe onduideliker. Hoor wat ek sê? As jy luister na wette wat mense gemaak het, dan raak die stem van die Heilige Gees al hoe onduideliker in jou lewe, tot op 'n stadium wat jy kom en sê, Here, waar is God? Hoekom gebeur hierdie dinge? Waar's God? Hoekom hoor ek nie God nie? Want ons luister na die verkeerde leidsman. Ons luister na die verkeerde leidsman. Die Heilige Gees is ons leidsman. En as ek deur wette gelei word, luister ek na die verkeerde leidsman. En onthou, die wet maak dood. Ekskuus, maar dit is net so. Die wet maak dood. Dit maak selfs jou verhouding met God dood. Dit maak jou verhouding met God dood. Want jy luister nie na wat God jou gegee het nie. Jy luister na die insig van ander mense. En weet jy wat sê die Here Jesus? Ek gaan jou nie oordeel nie. Hy sê, ek gaan jou nie oordeel, maar weet jy wie gaan jou oordeel? Moses, vir wie jy geglo het. Kan ek dit weer sê? Hy sê, ek gaan jou nie oordeel nie. Maar jy sal geoordeel word deur Moses, omdat jy nie geglo het wat Moses gesê het nie, en Moses het alles geprofeteer na my toe. So as jy die wet van Moses verkies, moet Moses jou oordeel. Moet ek dit weer sê? As jy die wet van Moses verkies, bo die leiding van die Heilige Gees, moet Moses jou oordeel. En dit is sy aanklag aan die Fariseërs. Hy sê, julle sit op die stoel van Moses, en julle oordeel al die mense, en julle maak die hemel vir hulle toe. En as julle een gekry het wat 'n bekeerling geraak het, dan maak julle hom slegter as julle self. So dit hang af na watter leidsman ons luister. En daarom het hy vir ons die Heilige Gees gegee. En daarom het hy vir ons vir hulle gesê, wag totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte, sodat die wêreld kan sien, as julle die evangelie aanvaar, wat is hulle deel. Ek en jy hoef nie te wag vir die krag uit die hoogte nie. Ons is deel van dit. Hulle moes gaan verkondig het, die koninkryk.
Ons is binne in die koninkryk. En weet jy, ons het as jong bekeerlinge, Tannie Katrien, het ons vir weke gebid. Hoe het ons dit genoem? Wagdienste. Wagdienste. Het ons gewag, gebid, elke aand, wagdienste gehou, dat die gees van die Here moet vaardig word. Intussen tyd is hy binne in ons. En sê, ek hoor elke keer as jy bid, maar jy soek op die verkeerde plek. Jy soek op die verkeerde plek. Ek is in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17. Luister baie mooi wat sê. Hy sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Weet jy wat sê die Engels? But he that is joined unto the Lord is one spirit. En daai joined is dieselfde woord wat die Grieks gebruik om jou in 'n huweliksverhouding met God te kry. Is dit nie fantasties nie? En as ek aan Christus verbind is, het ek dieselfde gees. En het ek die voorreg om te luister na dieselfde gees, sodat ek vrymoedigheid voor my God kan hê. En weet jy, as jy vrymoedigheid het teenoor God, en jou hart is gerus in God, en jou verhouding is in 'n geruste posisie, dan kan jy in die wêreld uitstap. Dan kan jy kan partykeer mense so kyk en dan sê, Here, ek moet hierdie ou net so 'n bietjie wys wat is God. Weet? Dan kan jy met 'n geruste hart in die storm instap. Jy kan met 'n geruste hart in die storm instap. En as dit 'n probleem is, dan sê die Here, gee vir my net 2 brode en 5 visse en ek voed die hele lot. Want hy het 'n geruste hart voor God. En hy weet dat wat hy ook al van God vra, God hom sal gee wat nodig is. So ek is in 'n verhouding met God, want ek is met een gees verbonde aan God. Dieselfde gees wat Christus uit die dood het opgewek het. Dieselfde gees wat sy aanklag verwyder het, is dieselfde gees wat my aanklag verwyder het. Dieselfde lewe van God wat in hom, wat hom uit die dood het opgewek het, is dieselfde lewe wat my opgewek het. En daarom kan ek my hart gerus stel en sê, Here, met gemak gee ek my lewe vir God. Met gemak gee ek my lewe vir God, want God sal deur my lewe lewe omdat daar by my geen aanklagte voor God is nie. En ek kan my hart voor hom gerus stel, sodat ek vrymoedigheid met God kan hê. En sê, Vader, U ken my. Kom ons lees 'n bietjie. As ek met hom verbind is ek een gees met hom. Een gees met hom. Daar's nie 'n ander gees nie. Dis nie 'n gees van Moses of 'n gees van veroordeling nie. Dis dieselfde gees van God wat gewerk het, wat ook in my werk om my vrymoedigheid te gee. In Johannes 16 vers 13. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan na wat ek gesê het. Johannes 16 vers 13. Ja, kom nou daar. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle lei in die hele waarheid, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Het jy gehoor wat hy sê? Wanneer hy gekom het hy gekom? En dis die vraag wat 'n mens moet antwoord. Het hy gekom? Ja. Hy het die manifestasie gelewer op die dag van Pinkster, en die apostel sê, as julle hom aanneem, het julle dit ook. Het hy gekom? Ja, hy het dan gesê, ek gaan, en as ek hom stuur, dan gaan hy by julle kom woning maak. En as julle die waarheid glo, gaan ek en my Vader ook by julle kom woning maak. So ons moet ons gedagtes, wil ek amper sê, skoon kry van aanklagte en ons gedagtes skoon kry na wat die Heilige Gees van God vir ons sê. Ons moet besluit
na wie wil ons luister? Want as jy na die verkeerde stem luister, het jy 'n skuldgevoel voor God. Kan ek dit weer sê? As jy na die verkeerde stem luister, het jy 'n skuldgevoel voor God. En dan kies jy dood bo lewe. En dan kies jy dood bo lewe. En jou hart sit altyd in veroordeling die oomblik as jy dood gekies het. As jy die wet nodig het, moet jy jou ore oopmaak vir die Heilige Gees. Want die wet kan jou nie na die waarheid toe lei nie. Kan ek dit weer sê? Die wet kan jou nie na die waarheid toe lei nie. Die enigste waarheid is van God afkomstig. Die wet was net ons stigmeester om by God uit te kom. Maar toe die saad van die belofte gekom het, is ons nie meer onder die stigmeester. Nou kan ek en jy soos Adam en Eva maak en 'n besluit neem. Gaan ek die gees van die lewe glo? Of gaan ek glo wat Moses sê? Is my en jou keuse. Die Here sê, jy moet jou hart gerus kry voor my. Ek het jou alles gegee. Ek is by jou kom woning maak, ek het jou my huis gemaak, ek het jou die Heilige Gees gegee. Maar as jy in veroordeling voor my staan, het ek 'n probleem om jou in vrymoedigheid in te kry. En jy het 'n probleem om in vrymoedigheid in te kom. Dink 'n bietjie terug. Dink 'n bietjie terug in jou lewe. Wat steel jou vrymoedigheid? Dink net 'n bietjie, wat steel jou vrymoedigheid? Wat steel jou om met vrymoedigheid na God te kan gaan? Jou skuldgevoel. Jou skuldgevoel. En as jy skuldig staan, dan staan jy in ongeloof. En as jy in ongeloof staan, kan God jou nie antwoord nie. Dis 'n lewensles wat ek jou leer vanmôre. As jy skuldig staan, as jou gedagte of jou hart of wat ook al jou aankla, staan jy in ongeloof teenoor die waarheid wat God bewerkstellig het, en het jy geen voet om op te staan nie. Ek maak so, het jy geen voet om op te staan. Kom ons bly na Romeine hoofstuk 12 toe. Kom ons bly na Romeine hoofstuk. Nee man, ekskuus, Romeine hoofstuk 3 toe. Romeine hoofstuk 3, vers 1 en 2, en nou gaan ek vir jou iets sê, en moet nie van jou stoel afval nie. Luister wat sê vers 1. Wat is dan die voordeel van die Jood? Onthou, die Jood het die wet gekry. Wat is dan die voordeel van die Jood? Hy het nie net die wet gekry, hy het al die voorskrifte wat Moses gekry het die Jood ontvang. Hy sê, wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Luister, hy gaan jou antwoord, sê, what advantage then have the Jew? Or what profit is there of circumcision? Luister vers 2, nou gaan jy dink hy antwoord, hy sê groot in alle opsigte, ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Alright? Maar luister, wat was die oracles? Hulle die woorde ontvang vir wat? Vir wat in die toekoms lê? So sê, wat was die voordeel van die Jood? Wat was die voordeel? Kom ek sê vir jou, wat sê Paulus? Vers 9. En nou praat hy met Jode. Hy sê, wat dan? Het ons enige voorrang? Lees dit. Lees dit. Hoegenaamd nie. What then, are we better than they? In no wise. In no wise, for we have both proved Jews and Gentiles that they are all under sin. So wat was die voordeel van die wet? Behalwe dat die woorde van God
aan hulle gegee was vir die toekoms wat voorlê. Wat was die voordeel van die Jood? Behalwe hy moes net profeteer aangaande die saad wat sou kom. En are we better? Is ons as Jode beter as die heidene? Geensins nie. So wat was die doel van die wet? Dit moes net vervul geword het in die lewe van die Here Jesus. Luister wat sê die volgende vers. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Met ander woorde, wat was die nut van die wet? As dit vir die Jood enigste nut gehad het, dat hulle moes profeteer na wat in die toekoms sou voorkom, wat het dit vandag vir jou enige nut? Ek wil jou weer vra, watse voordeel het dit dan vir jou vandag? As dit alles verwys het na die saad wat sou kom, en die saad het gekom, so watse voordeel het dit vir jou in? Absoluut niks. Hy het wel die wet ontvang, maar die wet het hom gewys dat hy 'n sondaar is. Die wet het hom uitgewys dat hy 'n sondaar is. En hy moes, al het hy een keer 'n jaar gaan offer, was daar nog elke jaar, een keer 'n jaar, herinneringe aan die sonde wat in die verlede plaasgevind het. So al wat hy ontvang, die Jood, die voordeel wat hy gehad het, hy het die saad voortgebring aan wie die belofte sou kom. Maar toe die saad gekom het, is hy nie meer, toe die saad gekom het, is hy nie meer onder die insig van die wet nie. So wat se voordeel het dit jou? Wat se voordeel hou dit vir jou in, as iemand jou oordeel met betrekking tot die wet? Al wat dit doen, dit het 'n nadeel, want dit maak jou skuldig in jou eie gewete. En as jy skuldig is in jou gewete, weg is die vrymoedigheid voor God. Terwyl God daar is, maar jy is nie daar waar God is nie. Dit is net so. En weet jy, ons glo so maklik die vyand. Ons glo so maklik die vyand. Ek weet ek praat nou al vir 3 of 4 weke oor die vyand. Ons glo so maklik die vyand. Maar hy moet subtiel wees, hy's geskep om te verlei. Hy's geskep om te verlei. Sodat jy 'n keuse kan hê, wil jy lewe of wil jy verlei word. En ons laat toe dat die vyand ons mislei. En baie keer het jy en ek by die waarheid uitgekom. Maar hulle wat baie keer deur die vyand mislei word, gee inspraak in ons lewe, en hulle beroof ons van my hart wat gerus was voor God. En hulle sit my weer onder 'n oordeel, hulle sit my weer onder iets, hulle sit my weer onder hoe kragtig die vyand kan wees, of wat ook al. Hulle sit my weer onder daai ding, en dit steel my vrymoedigheid voor God, en God kan nie deur my lewe werk nie. Dis so maklik soos dit. God kan nie deur my lewe werk. Maar kom ek wys vir jou iets in Kolossense hoofstuk 3 vers 1. Kolossense hoofstuk 3 vers 1. Kolossense hoofstuk 3 vers 1 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God is. If you then be risen with Christ, hou dit in gedagte. Hou dit in gedagte. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. En nou wil ek teruggaan na Romeine 12 vers 2 toe. Hoor jy dit? Het jy dit gelees? Het jy dit gesien? Kom ons kyk gou wat sê Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12. Halleluja. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar word verander deur die vernuwing
van jou gemoed. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Be not conformed to this world. Watter wêreld? Hier waar ek en jy lewe? Nee. Paulus praat met die Joodse gehoor. Moenie verander word. Be not conformed to this world, but be transformed in the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Paulus praat met hulle oor daai wêreld. Wat het die kerk ons geleer? Gepraat van hierdie wêreld. Paulus sê, moenie verander word na hulle toe nie. Daar was vir hulle geen voordeel nie. Hoor jy tannie Katrien? Moenie verander word na hierdie wêreld nie. Daar was geen voordeel nie. Daar was geen nut nie. Hierdie wêreld gewys dat hulle sondaars is. So wat wil jy nou onder 'n sondaar wêreld wees? So wat wil jy onder die sondaar wêreld maak? As dit geen nut gehad het nie, wat soek jy daar? Wat soek jy daar? Maar ons laat toe dat ons geïndoktrineer word deur mense wat nie vernuwe is in die gees van hulle gemoed nie. En daarom laat ons dit toe. Luister, hy sê, ons het gesterwe en ons lewe is saam met Christus verborge in God. Ons het gesterwe. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Soek daai dinge. Alright? Soek daai dinge wat God jou met vrymoedigheid gegee het, sodat jy 'n geruste hart voor God het, kan ek met gerustheid in die teenwoordigheid van God ingaan. Wat sê vers 10 van hierdie selfde hoofstuk van Kolossense, hoofstuk 3 vers 10? Julle daar? Hy sê, en julle met die nuwe mens beklee, wat vernuwe is, deur kennis, na die beeld van sy skepper. Dis mos net logies. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. As hy vir my 'n nuwe mens, of hy het my 'n nuwe skepsel hier geskep, na sy kruisiging, wat soek ek by dit wat niks waarde het nie? Wat soek ek daar? Hy het dan nou net vir my gesê, daar was geen waarde nie, daar was geen voordele nie, behalwe dat hulle net geprofeteer het, na wat my voordeel sal wees na die kruisiging. So wat soek ek daar? Ek soek probleme, dis wat ek doen. Dis wat ek daar soek, ek gaan soek probleme. Want nou gaan ek myself skuldig maak aan iets waaraan ek nie skuldig is nie. Kan ek dit vir jou weer lees? En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is. Kan ek dit weer lees? En julle met die nuwe mens beklee, wat vernuwe is deur kennis na die beeld van sy skepper. And put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Het daardie image, of daardie persoon, ooit 'n ongelowige hart, of ooit 'n aangeklaagde hart voor God gehad? Nee man. Nou hoekom laat ons toe dat mense ons aankla om skuldig voor God te wees? Ek wil jou weer vra, hoekom laat jy toe dat jy beskuldig word om skuldig voor God te word terwyl daar geen skuld is nie? Onthou, die mens is bestem om net eenmaal te sterwe. Die mens is bestem om net eenmaal te sterwe. En daarna is die oordeel. Alright? As ek hier gesterf het, as ek hier saam met Christus op die kruis gesterf het, wat sê my oordeel? As ek saam met Christus op die kruis gesterf het, wat is my oordeel?
'n nuwe skepsel wat na sy beeld geskape is. Dis my oordeel. Dit is my oordeel. Maar my hart is nie gerus voor God om dit te aanvaar nie. En dis die probleem. Hy sê, my oordeel is, ek moet vernuwe word, sodat ek kan weet in die kennis, sodat ek die beeld kan hê van die een wat my geskep het. Dis my oordeel. Ek sien party vang dit nie. Dis my oordeel. Hy het klaar geoordeel dat ek 'n nuwe skepsel sal wees. Hy het klaar geoordeel dat ek sy beeld en sy gelykenis kan wees. Dit is my oordeel. En hierdie man van sonde, ek is nou 'n bietjie van my, maar hierdie man van sonde, wat in die vlees aan die kruis gehang het, het eenmaal gesterf. En ek het saam met hom gesterf. En dit wat opgewek het, is 'n nuwe lewe in Christus. So my aanklag, of die uitkoms van my aanklag, of die uitkoms van my oordeel sê, my beeld en my gelykenis. Nou waar pas die duiwel in? Liewe Vader, waar pas die wet in sy aanklagte in? As my oordeel klaar uitgespreek is, as hy klaar vir my gesê het, jy sal wees soos wat ek is, waar pas die aanklagte in? Die probleem lê, die kinders van God verstaan nie die evangelie, dis so maklik soos dit. Hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Kom ek vat jou terug na, ek gaan heeltemal my preek uit. Ek wil terugvat daar na Lukas 11 toe. Ek het verlede week dit beginne en ek wil graag daarby uitkom. Lukas 11. So ek sien die tyd gaan my vang, so ek gaan 'n geweldige stuk uitsny. Ek wil daar na Lukas 11 vers 20 toe vat en tot en met vers 22. Ons het gehoor dat die man wat in hoë gestalte was, het gegaan na 'n ver land om sy koningskap op te neem. Ons het dit mos, nou die Here Jesus het mos gegaan, hy het sy koningskap gaan opneem en hy het teruggekom. En dit is die gelykenis waarop hy dit probeer baseer. Hy sê nou vers 20, in Lukas 11 vers 20. Luister mooi wat hy sê. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Luister mooi wat hy sê. Hy sê, wanneer 'n sterk man, Here, laat ons dit net begryp vanmôre. Wanneer 'n sterk man wat goed bewapen is, sy huis bewaak, is sy besittings veilig. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy, en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg, waarop hy vertrou het. But if I with the finger of God cast out devils, luister net wat die Here vir ons sê. No doubt the kingdom of God is come upon you. Alright? And when a strong man armed his place, his goods are in peace. But when a stronger, then he shall come upon him and overcome him. He taketh away from him all his armor wherein he trusted and divideth his spoils. Wat het die Here Jesus gesê in Matteus 28? Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So hy kom as die sterk man, as die sterker man van die sterk man, en hy beroof hom, of hy vat al sy toerusting weg. Hoor jy wat ek sê? Hy vat al die wapens waarop hy vertrou het, vat hy weg van die duiwel af. Want hy is die sterker een. En die wapens van ons stryd is kragtig deur God om vestings neer te werp. Dis wat die skrif sê. So hy het die duiwel beroof van die krag wat hy gehad het. Hy het die sterk man beroof. En hy is die sterker een wat gekom het, en hy het hom geneutraliseer deur alles weg te vat waarop hy vertrou het. En wat sê die woord van die Here? Trek aan die volle wapenrusting van God, sodat jy kan staande bly.
So die wapenrusting van God is dit wat in plek gesit is, nadat die sterk man uit die pad uitgevat is, het die sterker een beheer oorgeneem. En wat sê die skrif in 1 Johannes? Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. So hy is beroof van elke wapen wat hy ooit kon gebruik het teen jou, om vir jou 'n oorwinnaar om vir jou as 'n oorwinnaar daar te plaas, sodat jy kan wees, jou oordeel uit kan leef. As ons dit net, laat ek my oordeel kan uitleef, want die man wat geoordeel kon word, lê in die doodskus. Die man wat geoordeel kon word, lê in die doodskus, en God wek iemand anderste op, 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping, en hy plaas die oordeel van hierdie dooie man, plaas hy, en hy sê, 'n skepping na my beeld en na my gelykenis. So die mens is bestem om net eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. En my oordeel sê, soos wat hy is, so moet ek in die wêreld wees. So waar's die sterk man wat hulle gebruik om jou skuldig te kry? Hy is beroof van alles. En die enigste wapen wat die sterk man gehad het, hoor my asseblief vanmôre, die enigste wapen wat die sterk man gehad het, dis die enigste wapen wat hy het, om jou skuldig te kry, teenoor wette en reëls en regulasies. Maar al daai wette en regulasies het net verwys na wie jy eintlik is. Dit moes net vervul word in Jesus Christus. En wat gebruik die duiwel? Wat gebruik jou aanklaer? Net dit. Hy gebruik net dit. En as hy jou skuldig gekry het aan dit, waar's jou vrymoedigheid teenoor God? Dankie Tannie Katrien. Dis by die amper het ek 'n ander woord gesê, by die venster uit. So ek en jy moet die waarheid ken om te weet wat ek is, sodat ek kan agterkom. Die duiwel mag nie meer steel nie, tensy ek hom toelaat. Ek het gesê, sy wapenrusting is weggeneem. Ek gaan vir julle 'n stukkie lees, ek glo nie ek het dit daar geskryf nie eens. So, ek gaan vir julle 'n stukkie lees uit Efesiërs hoofstuk 6 vers 10. Ek gaan vir julle net so 'n paar versies lees. Alright? Onthou die duiwel se wapenrusting is weggevat. Waar sy aanklagte weggevat, toe hy in die openbaar tentoongestel is, toe hy hier uitgeklee is in die openbaar tentoongestel is, en elke aanklagte van jou is daar vasgenaal, en hy sê, okay, jy sterf as sondaar mens vir daai aanklagte, en ek maak jou dood saam met Christus, sodat ek jou 'n nuwe skepping kan maak. Dis die evangelie. Nou sê hy vir ons, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. Sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Here, dit raak net al hoe interessanter, hoe meer jy aan die evangelie werk, hoe interessanter raak het. Sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want dis al wat hy het om met jou te werk. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Kan jy die prentjie kry? Die wêreldheersers het duisternis gebruik om jou aan te kla. Kan jy die prentjie sien? So ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis teen die wêreldheersers
van die duisternis van hierdie eeu. Mense wat saam met hom werk om jou skuldig te kry. As ek dit sommer net. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Wat is die dag van onheil? Wat is die dag van onheil? Die dag as hy jou skuldig probeer kry voor God. Die dag as hy jou vrymoedigheid teenoor God wil steel. Weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met wat? Here, daar's net een waarheid. Daar's net een waarheid. Staan dan vas in die waarheid. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring. Staan vas in die waarheid. En as ek nie in die waarheid is nie, het ek nie vrymoedigheid van wie ek is nie, en het ek nie vrymoedigheid oor wie in my bly nie, maar ek staan skuldig teenoor. So hulle beroof jou van jou vrymoedigheid. Maar dit is my en jou werk om my hart voor God gerus te kry. En hoekom ons dit nie kry nie? Ons luister na die verkeerde leidsman. Ons luister na die verkeerde mense wat verkeerde dinge met 'n verkeerde perspektief in jou lewe wil probeer insaai. En dan maak hulle jou skuldig voor God. Lukas 11 sê, hy's gerop. Ek het hom gerop vir jou voordeel. Ek het hom van alles gestroop vir jou voordeel. Maar glo dit net. Kom net by die waarheid uit. Dis wat die Here Jesus vir ons wil sê. Kom net by die waarheid uit. En die waarheid sal jou waaragtig vrymaak. Sy wapens is weggeneem. Maar ons gee hom wapens om ons te beveg. Ons gee hom die wapens. Ons laat hy ons laat skuldig voel. En ons gee hom sy wapens terug. Weet jy wat sê die skrif? As jy net die volgende vers lees van Lukas 11. Hy sê as hy die duiwel uitgedryf het, en die duiwel kry geen vaste plek nie, dan kom hy terug na die plek waar hy uitgehaal is. En hy kom met 7 slegter as hy, want hy kry die huis uitgevee. Hy kry nie dat daar waarheid is in die huis nie. Hy kry nie waarheid in die huis nie, en as hy nie waarheid in die huis kry nie, kom hy met 7 slegter beskuldigings aan, om jou nog slegter voor God te laat voel, want daar is geen waarheid in die huis nie. En slegs die waarheid maak jou vry. En dan wie woon dan? Aan wie het jy die huis van God oorgegee? Ek wil dit weer sê, aan wie het jy dan die huis van God oorgegee? Aan die aanklaers, en hulle wat jou beskuldig, en hulle maak jou, dat jy nog meer skuldig voel as wat jy ooit in jou lewe gevoel het. Want hy kom kry die huis uitgevee, en hy kom kry, daar's geen standvastigheid nie. En hy maak jou so skuldig voor God, dat jy dink, Here, ek moet oor tot bekering kom. Here, ek moet oor tot bekering kom. Want die waarheid het nie sy inslag gevind nie. Ek wil jou vanmôre sê, as die waarheid in die lewe van die Here Jesus nie sy inslag gevind het nie, het al die apostels in die skip doodgegaan. En ek en jy word meegevoer. Ek sê dit, ons word meegevoer met hulle wat nie insig het en nie kennis aangaande wat God se evangelie werklik behels nie. Kan ek afsluit met een stukkie in Kolossense hoofstuk 1 vers 25. Ek het nou vanmôre baie van my preek uitgesluit, en ek weet Kolossense hoofstuk 1. Ek gaan vir die vers 25 lees tot en met vers 28. En ons het dit al voorheen in hierdie kerk gelees. Kolossense hoofstuk 1 vers 25 tot en met vers 28.
Hy sê waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Sien julle daar? Om die woord van God te vervul. Naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is. Kan jy sien, dit is 2 tydsbedelinge. Hierso was dit verborge, hier is dit geopenbaar. Naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak. Wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Dit is God se hele doel. God se hele doel, dat ek en jy ontdek, waar ek eintlik veronderstel is om te wees. En weet jy, hierso, is daar nie 'n aanklaer. Ek wil dit weer sê, hierso, is daar nie 'n aanklaer. Die aanklaer is uitgewerp by die teenwoordigheid van God uit. Maar wat maak ek en jy? Ons bring die aanklaer in. Hoor jy wat ek sê? Ons bring die aanklaer in, met gewilligheid. Bring ons die aanklaer in. En as ek my oë uitvee, dan huil ek my oë uit op my knieë en sê, Here, wees hierdie sondaar genadig. Watter sondaar? Want ek bring die aanklaer terug in die teenwoordigheid van God uit. En ek maak myself, my hart, kla my aan. Ek kry my hart nie gerus voor God nie, want ek laat die aanklaer toe in die teenwoordigheid van die Almagtige. Daarom sê hy, jy moet werk om jou hart gerus voor my te kry. Ek kan nie namens jou glo nie. Hoor jy wat? God kan nie namens jou glo nie. Jy moet jou hart gerus kry. En daarom moet ek en jy met hom in gemeenskap sit. Daarom moet ek en jy in daardie ding staan, wanneer 2 een geword het. Wanneer 2 een geword het. Vader, soos wat ek met u een is, en u met my een is, so bid ek, Here, dat hulle met my een sal word en met u een sal word, sodat ons in hulle een kan word en hulle volkome een kan wees. Daarom is ek verbind aan hom. Daarom is ek verbind aan hom. Want soos hy is ek veronderstel om te wees. Moenie dat iemand jou oordeel in spys, in drank, met betrekking tot 'n nuwe maan, of tot 'n Sabbat, of wat ook al nie. Alles was net 'n heenwyse wat in jou lewe in vervulling gegaan het. Jy is geheilig deur die. Hoor jy wat ek sê? Jy is geheilig as gevolg van dit. Is jy geheilig? Jy kan nie na heiligheid toe werk nie. Jy is geheilig, maar die aanklaer kan jou laat agterkom of laat twyfel in jou heiligheid. En dan beduiwel hy die beeld van God. Maar jy is waar. So moenie laat iets in die heilige teenwoordigheid van God ingevoer word deur 'n aanklaer nie. Ek wil dit weer sê. As jy 'n wet nodig het om jou te lei, beter jy met die gees van God uitkom. Die gees van God sal vir jou baie duidelik sê wat pas nie daar nie. Moet ek dit weer sê? As jy 'n wet nodig het
dan word jy gedryf deur haat en nie deur liefde nie. Hierdie plek sê vir jou wat in God is, wat aanvaarbaar vir God is. As jy 'n wet nodig het om dit te probeer verkry, wil jy haat met liefde meng, wil jy 'n vloek met 'n seën meng. As jy 'n wet nodig het om daar uit te kom, beter jy 'n verhouding met God kry. Beter jy luister na wat die Gees van God vir jou sê. Want die Gees sal ons leer en sal ons lei in die volle waarheid. En as hy ontevrede is met iets, sal hy dit vir jou uitwys. Prys die Here. Vader, baie dankie dat ons oordeel is weggeneem, Here. Vader, ons oordeel is daar op die kruis vasgenaal.